Welkom. Ons het heelwat om oor te gesels vandag. Ons gaan terugkyk na hoe die winter tot dusver verloop het, asook na die jongste klimaatsyne en gesels oor hoekom daar skielik soveel gepraat word oor die moontlikheid van 'n super El Niño later vanjaar. En die groot vraag is, beteken dit ons gaan 'n droogte hê hierdie somer? Wel, die antwoord is nie so eenvoudig nie en ek gaan vir julle wys hoekom. Kom ons begin eers deur terug te kyk na Junie en wat vir my besonder interessant is van Junie se reënval is dat sommige seisonale modelle inderdaad reg was oor die droë begin aan die winter vir die verre weste, soos ons hier op ons reënval afwykingskaart kan sien in die bruin kleure. Maar kyk net hier, meer as een afslaagweerstelsel het bo-gemiddelde reën gebring vir dele van die Kaap-provinsies, die Vrystaat en die Suid-Kaap wat 'n deur die jaar reënvalgebied is. Nog iets wat vir my uitstaan is die reën wat geval het oor die suide van Namibië en dele van Botswana. In sekere gebiede het hulle tot 6 keer hulle maandelikse gemiddelde reën ontvang. Dit mag dalk nou koud voel, maar Junie was verrassend warm. Oor groot dele van Suid-Afrika was beide die oggend- en dagtemperature bo normaal soos gesien hier agter. Ons het ook na elke provinsie se gemiddelde temperatuurafwykings gaan kyk en in die Vrystaat, Noordwes, Noord-Kaap en KwaZulu-Natal was dit hul warmste gemiddelde Junie temperatuur sedert 1979 en moontlik ooit. Een onderwerp wat tans op almal se lippe is natuurlik El Niño. Maar onthou, El Niño is nie iets wat skielik Suid-Afrika tref nie. Dit het reeds begin ontwikkel en ons bevind onsself tans in swak El Niño toestande. Dit beteken eenvoudig dat die see-oppervlaktemperature hierso oor die sentrale en oostelike Stille Oseaan warmer as normaal is. El Niño sal na verwagting deur die winter en lente voortduur en dan teen die tydperk van November 2026 tot Januarie 2027 is daar 'n 63% kans dat baie sterk El Niño toestande kan ontwikkel. Weereens, wat beteken hierdie super of baie sterk El Niño nou regtig? 'n Super El Niño is net wanneer die see-oppervlaktemperature in hierdie gebiede meer as 2 grade bo die gemiddeld is vir 'n lang tydperk. Ons moet egter onthou, ons het al sterk El Niños teenvore beleef en dit kan ons uit vorige gebeure leer. Hier is 3 van die sterkste El Niño gebeurtenisse in ons geskiedenis en wat onmiddellik opvallend is dat hulle almal nie dieselfde uitkoms gehad het nie. As ons kyk na die sterk El Niños in die 80s en 90s, ja, daar was groot gebiede wat droër as normale toestande ervaar het, maar daar was ook gebiede wat normale en selfs hoë normale reën ontvang het, soos in die 80s in Limpopo en Mpumalanga en die 90s in Noordwes die Vrystaat en dele van KwaZulu-Natal. Die uitsondering was natuurlik die 2015-2016 El Niño. Dit was een van die sterkstes ooit en het gelei tot een van die ergste droogtes in moderne Suid-Afrikaanse geskiedenis. So onthou, 'n El Niño waarborg nie 'n droogte nie. Dit verhoog bloot die kans op droër as normale toestande, veral oor die somerreënvalgebied. Maar gelukkig is daar ook goeie nuus. Ons damme is tans in 'n baie gesonde toestand en die grondvog lyk goed oor groot dele van die land. En as ons na die geskiedenis van die Vaaldam kyk, sien ons iets baie interessant. Sedert 2004 was daar 11 jare waar die Vaaldam bo 90% vol was die begin van Junie soos vanjaar en in 11 van daardie jare het die Vaaldam vir die volgende 9 maande wat volg bo 50% vol gebly. Selfs in 5 van daardie jare, soos byvoorbeeld 2018 en 23, wat El Niño seisoene was. Dit beteken nie ons kan nou ontspan nie, maar dit gee vir ons darm 'n baie beter beginpunt as wat ons voor die 2015-2016 droogte gehad het. Maar wat wys die seisonale voorspellings? As ons na die res van die winter en begin lente kyk, stem beide die Suid-Afrikaanse Weerdiens en die Universiteit van Modelle saam dat die verre weste waarskynlik 'n droër gaan bly. Oor die res van die land is daar egter 'n sein vir bo-gemiddelde reënval. En interessant genoeg is dit die patroon wat ons klaar in Junie gesien het met swakker koufronte wat die Wes-Kaap bereik het en 'n aanhoudende boeligpatroon wat die vorming van 'n verskeie afslaagweerstelsel oor Suid-Afrika bevorder het. En as ons nou hier kyk na die seisonale voorspellings vir einde winter en begin lente, begin die modelle ook al hoe meer van mekaar verskil. Een ding waaroor hulle redelik saamstem, is dat die verre weste waarskynlik droër as normaal gaan bly. Oor die res van die land is die prentjie egter minder duidelik. En die Suid-Afrikaanse Weerdiens voorspel selfs 'n moontlike natter begin aan die lente. Maar as ons nou na die somer kyk, raak die verskille tussen die modelle nog groter. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens wys steeds op 'n natter as normale sein en die Universiteit van Pretoria die teenoorgestelde tydens September, Oktober en November. Hierdie verskille beklemtoon 2 belangrike punte. Albei modelle gebruik verskillende klimaatmodelle of eerder multimodels en dit kan 'n groot invloed hê op die seisonale voorspelling.
En die atmosfeer het eenvoudig nog nie finaal besluit hoe dit op die ontwikkelende El Niño gaan reageer nie. Persoonlik glo ek egter die grootste gevaar hierdie somer gaan waarskynlik nie net die moontlike ondergemiddelde reënval wees nie, maar die uiterse hitte wat daarmee gepaard gaan. Ons het reeds hierdie jaar gesien hoe historiese hittegolwe groot dele van die noordelike halfrond tref. Een ding waaroor die meeste seisonale voorspellings wel saamstem, is van lente af kan Suid-Afrika warmer as normale toestande verwag. Dit verhoog ook die kans op meer gereelde, intense en langer hittegolwe gedurende die komende somer. En ons weet die hitte is 'n bron van kos vir ewige weer. So as die storms kom, gaan hulle geïsoleerd en moontlik ewig wees. En ek sal nie verbaas wees as ons meer hailstorms ervaar hierdie lente en somer nie. So wat kan boere hieruit vat? Eerstens, moet nie op een voorspelling alleen staat maak nie. Ons weet seisonale voorspellings gee vir ons 'n aanduiding van wat die waarskynlikste scenario is, maar dit is nie 'n presiese voorspelling van wat op jou plaas gaan gebeur nie. En dan tweedens, beplan vir 'n warmer as normale somer. Dit is waarskynlik die duidelikste sein waarop die meeste klimaatmodelle tans saamstem. Hoër temperature beteken 'n groter verdamping, hoër waterbehoeftes vir gewasse en vee en 'n groter risiko vir hittegolwe. En dan derdens, wees voorbereid op albei uiterstes. Hoewel 'n sterker El Niño die kans op droër toestande verhoog, beteken dit nie daar gaan geen reën val nie. Inteendeel, soos genoem, wanneer die regte toestande wel ontwikkel, kan donderstorms baie ewig wees en plaaslike swaar reën, haal en selfs oorstromings veroorsaak. En dan laastens, die goeie nuus is dat ons nog tyd het. El Niño ontwikkel oor maande en nie dae nie. Goeie beplanning en gereelde monitering van die jongste voorspellings bly die beste manier om risiko te bestuur. Stuur hierdie voorspelling gerus vir ander boere, familie en vriende. Hoe meer mense die regte inligting het, hoe beter besluite kan ons saam neem. En onthou, ons publiseer elke maand 'n splinternuwe seisonale landbouvoorspelling op landbou.com. Tot volgende keer, totsiens.